Hartlik welkom. Die eerste keer in my lewe wat ek hierdie kerkgebou vol gesien het, was by 'n begrafnis. As ek reg onthou, was dit toe Ben Kotse gewees. Volgepak. Nou moet almal met 'n skuldige gewete maar wonder wie se kar is dit. So deur die jare was dit telkens by begrafnisse wat jy sien, kom ons los eers alles anders. Ons verskille in politiek, in kerk, waar ons in die gemeenskap bly en dien, kom ons kom saam, want ons het iemand verloor, iemand wat hierdie gemeenskap gedien het, baie beteken het. Vandag is dan ook weer so. Baie hartlik welkom. Vir baie van ons is dit soos 'n reunie. Ek is in die bevoordeelde posisie dat ek nou kan sê, my verskoning is, as jy in my oë sien, ek behoort te weet wie jy is, maar ek kry nie die naam nie. Ek doen my bes hoor, maar ek sukkel deesdae met name. Maar wat 'n voorreg. Hier's mense wat mekaar baie jare laas gesien het. En goed om saam te wees. Ons kom van die graf af. Ek is oortuig daarvan dat almal wat by die graf was, praat weer 'n slag oor die ontsaglike waarde van 'n ter aarde bestelling. Dit is een van die mooiste moontlike dae, daarom wel tevrede. 'n Pragtige plek, wonderlike uitsig, stilte. 'n Koor wat een kan sing, eenvoud, en net maar die wete. Jesus se graf is oop en leeg. Gerrit Nel staan op uit die dood. Ethel, vir jou en die kinders is dit nou 'n moeilike diens. Maar ons kan vir julle sê, die moeilikste is eintlik agter die rug. Nou wil ons vorentoe kyk. En ons wil veral van God se kant af kyk na julle verlies. Kom ons raak stil en bid nou saam. Onse Here, dankie vir u teenwoordigheid. U is oor ons. U was en is in die stilte van die plaas, maar u is ook hier. Dankie dat u saam met elkeen instap en weet wat jy dink, waaraan jy terugdink, dalk 'n ander dood. U ken ons gedagtes, u ken ons woorde nog voordat ons hulle sê. Ons aanbid u die een wat hy die hele lang pad saam met Gerrit Nel gestap het, wat hom lief het, wat alles van hom weet, wat in sy lewe gewerk het, wat deur hom dinge beteken het, vir ons in hierdie gemeenskap, vir sy familie, vriende, waar ook al. Ons kom sê dankie. Maar ons bring ook na u die ontsaglike leë plek. En hoe swaar dit vir ons is om dit te verwerk en om sonder hom aan te gaan. Ons wil dan in die besonder vir Ethel en vir die kinders bid, dat u vir hulle baie ryklik troos. En nou ons Here, ons is hier dat u uit alles wat ons hier doen en sê, die eer ontvang. Kom en verheerlik dan u self. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek dink ek moet begin om verskoning vra wat my kar is, maar weet nie. Kom ons aanbid ons Here. Ons gaan nou Halleluja lied 431 sing. Ek het Jesus lief, hy is my lig en krag. En daar is 2 verse op die blaadjie. Kom ons sing dit hartlik saam.
Daar is 2 skrifgedeeltes. Die een is op die blaadjie en dit is Deuteronomium 31. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dis woorde aan Josua. Josua en die volk wat nou 'n nuwe pad moet stap. Die skrifgedeelte wat die Here ook op my hart gelê het, is, ons lees dan nou saam uit Lukas, hoofstuk 15. Die gelykenis van die verlore skaap. Ek lees uit die 83 vertaling. Ek dink dit is een van daardie gedeeltes waar die verskillende vertalings nie mekaar sal oorspreek of soos. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly. Want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het. Die Here het vir Gerrit Nel 'n goeie verstand gegee. Hy was bewese, hy kon redeneer. En Gerrit Nel met die Bybel in die hand was 'n formidabele een. Jy moes jou storie geken het om vir hom aan te vat. Hy kon op sy punte staan. Toe ek die nuus gekry het van Gerrit Nel se dood, dis voor Ethel gevra. En ek is nie 'n ou wat stemme hoor of so iets nie. Maar onmiddellik het hierdie skrifgedeelte by my opgekom. En dit wat ek nou moet deel. Toe was dit nie eintlik 'n verrassing Ethel toe jy vir my vra nie. Ek het soort van voorkennis gehad. Ek en Gerrit het nooit oor hierdie skrifgedeelte vasgehou. Maar hierdie skrifgedeelte is vir boere baie moeilik. Nie waar nie? Ek onthou, agter in hierdie konsistorie het ek hierdie gedeelte aangehaal en daar was sterk boere wat met vee geboer het in die kerkraad en koppe het geskit. So boer jy nie. Jy kan ons nie 99 los en agter een aanloop. Ek dink op hierdie punt sou Gerrit gesê het, cut your losses. Dink ek is reg. Vriende, oral in die Bybel maak dit saak watter posisie neem jy in as jy na die Bybel kyk. En as dit 'n gelykenis is wat die Here Jesus vertel, wat is jou posisie? Byvoorbeeld, as hy vertel van die Fariseer en die tollenaar, wat albei na die tempel toe gaan, is jy aan die kant van die Fariseer, wat kom dankie sê dat hy so goed is? Of is jy in die posisie van die tollenaar, wat sê, Here, wees my genadig? Watter kant? Wat van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan?
Is jy die slagoffer, voel jy so, of die leviet, wat vroom opkyk, en nie raak sien, dat iemand hom nodig het. Of die leviet, wat aan die ander kant verbygaan, of die nie godsdienstige, wat stop en help. Watter posisie neem jy in? In die verhaal van die verlore seun, oudste broer of jongste broer? Oudste broer, nooit weggeloop nie. Nooit 'n verkeerde ding gedoen, altyd gehoorsaam. Die jonger een se storie ken ons almal. Uit watter hoek lees jy daardie gelykenis? Dus, as jy een van die 99 is hierdie gelykenis moeilik. Hoe kan God, want dit is God wat van homself praat, as die herder, hoe kan hy wegstap van my af, en 'n ander een gaan soek? Dit herinner 'n mens aan die hele paar keer wat die Here Jesus gesê het, ek het gekom vir sondaars, vir verlore mense. Ek nooi u om te probeer, saam met my te probeer, dat ons hierdie gelykenis lees vanuit die posisie van die teenstander. Om weg te raak, moet jy waarskynlik verdwaal. Verdwaal kom gewoonlik net na groot sekerheid. Ek weet hoe werk dit. Ek vertel gou, ek herinner my, in 'n studentetoer bevind ons in 'n vreemde stad, in 'n vreemde land, en die bus is klaar gelaai, en ek en 'n vriend besluit, ons het 5 minute, ons hardloop gou om die blok, dalk sien ons net nog iets wat ons nog nie gesien het. Toe ons halfpad om is, sê die vriend, jong, is ons reg. En ek sê met groot sekerheid, ja, hoe moeilik kan dit nou wees? 'n blok het 4 hoeke. Jy hardloop net om, jy tel 4, as jy klaar is met die 4de een, dan is jy in die straat waar die hotel en die bus is. En toe ons die 4de hoek omgaan, is daar geen hotel nie en geen bus. Want iemand het daaraan gedink dat daardie stad se blokke is nie hoekig nie. Daar stoot 'n angs in my op. Van selfverseker, 'n avonturier na oorwerk. Ek weet nie nou nie. Het jy al verdwaal? Ek sal baie verbaas wees as hier iemand in hierdie kerk is wat nog nie verdwaal het. Op 'n punt in die lewe net geweet het, ek is nie nou seker waar ek is, en watter kant toe ons moet gaan, of wat ook al. Hoe gaan ons hierdie gelykenis vandag toepas? Ek hoor die vraag in jou gemoed. Wil jy nou vandag op hierdie preekstoel staan en sê, Gerrit Nel was soos 'n verdwaalde mens, 'n verdwaalde skaapie? Ja. Vanuit oortuiging. Ja. Dit was so goed, Ethel, jy het in 'n stemboodskap vir my Gerrit se geloofsoortuigings saamgevat. En hierdie gelykenis sê dit op die heel eenvoudigste manier. Eerste ding, ek weet nie alles. God weet alles. Tweede ding, ek kan myself nie red nie. God kan my red. Here, red my asseblief. Dankie. Ek hoop ek is so min of meer in die korre is. Maar ek
dit wat in die kern is van Gerrit Nel se oortuigings. Ek kan nie myself red nie. Jesus Christus het my kom red. Nou, om te beleef dat die groot God vir my kom soek. Om te beleef dat op hierdie stadium gaan die hele wêreldgeskiedenis oor my. Hy het vir my lief. Hy kom red vir my in die kruis gesterf. Daardie goue oomblik wat my verlossing intiem, persoonlik en eg is. Nou gaan dit nie oor al die miljoene mense op die aarde nie. Maar ek is die lammetjie wat hierdie God op sy skouder dra. Onthou julle uit die CSV tyd van jare gelede, die koortjie, baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n rots. Baie diep haal hy my uit. Kan julle onthou, ons het die koortjie gekoppel aan 'n ander lied. Psalm 23. Die Here is my herder. Baie diep kom hy my uit. Onthou julle nog die dae toe ons met trane in ons oë dit gesing het? Toe dit ons elkeen se storie was. Ek is daardie lammetjie. Hy het vir my kom uithaal. Die ou kerkvaders in die tyd toe Latyn en Grieks nog in die kerk gebruik is, nie dat die gemeente dit verstaan het nie, my dominee se kapsdag, het hulle 'n lied gesing, dat het deel van die mis geword. Kyrie eleison. Kyrie kom van Kyrios, dis die Griekse woord vir Jahwe. Kyrie eleison beteken Jahwe, Kyrios, wees my genade. Dit was vir die kerkvaders so belangrik, dat het deel geword het van alle eredienste. Weekliks word die hele gemeente deurgevat by hierdie punt verby. Ek kan nie sonder God nie. Ek kan myself nie red nie. Here, wees my genadig, oor en oor. Kan ek gou afdwaal? Ethel, kinders, ons kan ook nie onsself troos nie. Om in jou hartseer te sê, Kyrie eleison, Here, kom help my, dis oké. Dis die pad vorentoe. Ek sal nou klaar maak. Die gelykenis van die 100 skape en die 1 skaap loop uit op 'n vreugde. Dis 'n blydskap van die kant van die herder af. So bly is ek oor hierdie een wat ek teruggekry het. Kom deel in my vreugde. Dis die woorde van die gelykenis. Vriende, ons het vandag beweeg van 'n graf af waar ons groet. Maar nou wil ons na Gerrit se dood kyk uit 'n ander hoek. Tuiskoms. Tuiskoms. Is dit vir julle ook so wonderlik as kinders by die huis aankom? Jy het nie eens gesê julle moet kom, maar hulle kom. Hulle wil daar wees. Die gelykenis van die verlore seun vertel dit die heel mooiste. My kind was dood, my kind lewe. My kind is hier in my arms. Kan ons die vreugde indink
van Gerrit Nel se aankom by die huis. Ons kan nie. Maar ons kan probeer om saam te sing, saam met God bly te wees, dat hy daar is. Ek wil afsluit met die woorde van Josh Groban. Julle ken dit. When I'm down, and oh my soul so weary, when troubles come, and my heart burdened be, then I am still, and wait here in the silence, until you come and sit a while with me. Ken julle die koor? You raise me up. En die woorde gaan verder oor stand, walk, strong. Om te verdwaal is om van 'n soort manhaftigheid tot angs te beweeg. Ek ken nie die pad nie. Om gered te word is om van angs te beweeg na 'n manhaftige vreugde op my verlosser se skouers. You raise me up. Almal wat vandag hartseer is, verwag dit. Wag op die Here, hy sal vir jou optel en jy sal by 'n loflied uitkom. Om die waarheid te sê, ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Ons kan dit nie nou sing, maar dit kom bietjie later, maar kan ek net gou vertel. Julle gaan luister na die weergawe van Piet Smit, want hy het 'n hand gehad in hierdie lied. Maar daar is 'n wonderlike storie van uit Lady Smit. Kan ek dit gou weer vertel? Ons het gemeentefees gehad op die skoolgronde. Dit was Saterdag. Vrydag aand het ons 'n besoekende kunstenaar gehad. Raai, Piet Smit. Vrydag aand het gekom en gegaan. Nou is ons klaar met Piet Smit. Hy kan in 'n gastehuis waar hy gebly oorbly. En as hy wil, kan hy môre kom pannekoekies by ons bazaar spes. Die mense wat die program georganiseer het van die gemeentefees, het vir my gesê, jy kan skriflesing doen en 'n gebed doen, maar dan sing ons die oorwinningslied. So het ons net begin met die oorwinningslied. Ek staan nog met 'n mikrofoon voor my. Toe vat iemand die mikrofoon uit my hand uit, dit was Piet Smit. En toe sing ons die oorwinningslied. Maar dit is later. Vriende, ek is klaar met wat ek moes kom sê. Kom ons bid saam. Onse Here, dankie dat 'n groot, sterk, vooraanstaande boer voor U kan erken. Ek kan myself nie red nie. Ek ken nie die pad heen moet doen. Dankie dat 'n mens kan sê, help Here, en dat U die een is wat help. Dankie ook, Here, dat elkeen in hierdie kerkgebou dit ook kan sê, en dat ons kan weet wie sal wees. So kom vra ons, Here, vat vir ons elkeen aan die hand, vir ons onderskeie paaie vorentoe. Ons kom bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek dink ons moet nou die tweede lied sing, en die letter sit al is by jou. Gesang 177, ek sien 'n nuwe hemel kom, sing al 4 die verse.
En dan kom ons by die tweede deel, waar ek nou kan stil bly. Dit gaan nou nie baie sak maar volgorde nie. Ek het 'n vermoede Andre, jy stap nou volgende met die hulde bly. En dan kan jy met die bedankings. Kan ek my mikrofoon aangee of ek dan vir jou? Okay. Ethel, kinders, familie en vriende, dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om 'n legende soos Gerrit Nel se nagedagte eer en huldebly aan hom te bring. Maar eintlik is dit baie maklik, want almal het Gerrit Nel geken en geweet wie hy is. Elkeen van ons het 'n unieke verhouding met hom gehad. En ek wil vra dat jy 'n oomblik sal neem en die paar gedagtes wat dadelik by jou opkom, daaroor sal dink, wie was hy in jou lewe vir jou? Koester dit, want dit is wie hy vir jou was. Ons vier die lewe van Gerrit Nel en die voorreg wat ons gehad het om deel van sy lewe te kon wees. In Gerrit se teenwoordigheid, soos Dominee ook gesê het, was sy verhouding met God baie prominent en so ook in elkeen van ons se lewens. As ek moet dink aan die gedagte wat by my opkom, is dit maklik. Hy's 'n forse man, sterk, met 'n baie sagte persoonlikheid. Dit was hy. En ek kan daarin net aansluiting vind in Korintiërs 13, en ek wil van vers 4 af lees. Die liefde is geduldig,
Die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie. Dis nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Gerrit was 'n nederige mens. Hy het na in die natuur gelewe en vir die lewe eenvoud. Vers 5. Dit handel nie onbevoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Almal sal weet, hy het nie 'n rok gedra nie. Hy het almal vergewe. Want dit is die enigste manier hoe ons vergifnis kan ontvang. Dan die laaste deel wat ek wil aanhaal is vers 6. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Soos ek vroeër genoem het, jy presies geweet waar jy met hom staan. Sy sterk persoonlikheid het hy het altyd 'n mening gehad, maar hy het op 'n baie takvolle manier van jou verskil. Hy het vir jou gesê, ja, maar jy moet daarom ook onthou, en hy basstem van hom, of jy moet hom ook nie vergeet nie. En dan het hy dit waaroor hy lank en klaar gedink het, met jou gedeel. Daar's nog 'n paar gedagtes wat in my opkom wat prominent van hom was, en dis integriteit. Dit was vir hom baie belangrik. Integriteit is iets wat ons almal heeltemal verniet kry. In sy geval was dit glad nie onderhandelbaar of verruilbaar vir niks nie. Hy het rustigheid en vrede oor hom gehad. Hy het vrede met homself gehad. Niks het hom gejaag nie. Hy was 'n rustige mens. Dan, seker die belangrikste, is dankbaarheid. Dankbaarheid is die grootste rykdom wat enige een van ons ooit kan besit. En ek kan vandag sê, dankie Gerrit, vir daai voorbeeld wat jy vir ons nagelaat het. Uit my eie ervaring in die ICU in die hospitaal, daar waar jy heeltemal geïsoleer word en dit stil raak om jouself, daar word die stem van die Heilige Gees baie duidelik, selfs onder sedasie en in jou drome. Die familie het vir my toestemming gegee om dit met julle te deel. Hy het in so 'n oomblik het hy wakker geword en hy het gesê, wat 'n smal gang is dit? Ek dink nie ek is verwaand as ek sê, kan ons daaruit aflei dat hy verwys het na die smal weg. Wat daar gevolg het, is baie belangrik. Hy het gesê, julle moet bid vir onderskeiding. Dit is die stem van die Heilige Gees. Ek dink nie iemand kan met my daaroor verskil nie. Neem dit saam. Neem dit ter harte. Soos ek in die begin gesê het, gebruik weer 'n oomblik. Dink hoe jy Gerrit geken het, hoe julle mekaar gegroet het. Groet mekaar op daai unieke manier. Hou vas daaraan, want ons reis gaan vir ewig voort. Ons eer ons God en Vader daarvoor. Dankie.
net vandag sê, dit is vir my regtig 'n groot voorreg om hierdie bedankings namens my familie te doen. Hiermee wil ons God dank vir die geleentheid om deur die lewe van my pa eer te gee aan hom. En dan wil ons die mediese personeel van Larry Smit, die dokters Blighnout en Denkema en die Allenblaai Hospitaal bedank vir hulle getroue diens en sorg deur al die jare. Baie dankie aan die NG Kerk, die Wit Begrafenisdienste, Eleanor, en Lizette Barnard, wat hierdie dag ons met soveel bereidwilligheid moontlik maak. Met groot waardering vir Dominee van Onder, Tannie Henriette en Andrei, wat as jarelange vriende hulle weg oopgemaak het om hierdie diens vir ons te lei. Hiermee ook diepe dankbaarheid vir die fisiese uitdrukking en ondersteuning van vriende deur tuisbesoeke te bring, blomme en kos, oproepe en boodskappe. Voor almal sê ons dankie vir almal se gebede. Vir elkeen wat hier teenwoordig is en die wat ook graag hier sou wil wees, om saam met ons eer en dank te betoon vir my pa se lewe, wil ons waardering uitspreek. As ook die jarelange vriendskappe en ondersteuning van die breë gemeenskap van Larry Smit. Baie dankie. Vir elke werker, sommige van hulle geslagte lankal, vir wie my pa so lief was, wil ons dankie sê vir hulle harde werk en loyaliteit. En vir hulle harde werk en loyaliteit deur die jare om saam met my pa die plaas te bou en te bewerk. Dankie julle. En dan laastens, dankie ons Hemelse Vader namens ons kinders en kleinkinders, vir mamma, wat sonder ophou, altyd met liefde, saam met papa se lewenspad, tot op die einde gestap het. En vir ons gelei het, om vandag met kosbare herinneringe vir papa in ons gedagtes te koester. Dankie, ma. Vriende, ons gaan nou afsluit. Ons gaan met 'n gebed afsluit en daarna die oorwinningslied saam sing. Kom ons raak stil. Ons Here, nie een van ons weet met absolute sekerheid hoe ons elkeen se pad gaan wees nie. U weet. Sal U vir ons aan die hand vat en lei. Sal U vir ons bring by die waters waar daar rus is. U die groot herder. Seën vir ons elkeen op hierdie pad. Ons kom vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou vra ek dat ons allemaal staan en as ons klaar die oorwinningslied gesing het, dan kan ons uitgaan, ons kry mekaar in die kerk saam.